Jy's scammers wat wil werk nie en jou vrou wil op haar rug lê en werk met haar bene oop. Alles, dit is wat jy van my vrou sê wat hier sit. Hier's nog so, nee, ja, lees. Joint gewys dat wil vir jou oom lyk of sy ook 'n shebeen in die lokasie ook. En wel geld is geld. Net jammer haar reputasie is moer toe. Volgens daarvan, hoe voel dit om te weet verskeie sy was ja. Ben, kan ek net gou vir jou ietsie sê? Ja. As almal dalk met skare kan share, dan daar was DM's vir skare ook gestuur. En dit het gegaan oor lepelrep en hy wil hom soen waar hy poep en sulke goeters. As almal net met van die comments is nou af, maar as almal asseblief nou met skare kan share, hy sal julle kom vertel, hoor. Dit het ook iemand gebeur in 'n shebeen. Kyk net, jy is nou net vries vir my omdat jy moerse so hoor. Ek is jammer dat jy dit by my moes hoor. Jou vrou is al 12 jaar verkrag. Jeez. En dit is nie so nie, okay? Laat ek dit net Ja sê. nee, dit net die feit dat iemand dit van iemand so op 'n open dit is op 'n open platform, op 'n publieke platform gesit, Facebook. Ja. Ja. Voor En wat nooi jy mense? Jy moet dit onthou, dan nooi hy die publiek na sy groep toe om vir Leonie te expose, dan skryf hy die goed. ek wil net gou hierso so, ekskuus dat ek verkeerd expand. Aan. Kan jy sien? Ja, dit kan dalk werk, ja. Ook hartverskeurend. Sit die comments aan, Marlies. Op 12-jarige ouderdom het jou vrou begin hoer. Al wat jy het is 'n cheap hoer wat jy getrou het. Volgende een. Okay. Ek gaan gou vir skare bel. Ek het gesien, waar was ek nou? Is dit, daar's ook enetjie hier. Honest, ek het nogal 'n baie interessante boodskap gekry wat eintlik privaat is, want ek gaan nie sê van wie dit af is nie, maar jy was ook geondersoek deur die Hawks, word ek nou net gesê. Ek kan nie sien die Leonie, ek weet nie Ek weet nie hoe om die boksie reg te maak nie. Ek weet nie, ja, dat bly. Jou dom fok, ek het genoeg bewyse dat jou vrou al minderjarige kind 'n hoer was. Ja. Jou vrou wat bly net stil nou nie. Jou vrou was 'n prostituut. Sy het ook nie onderskei gemaak tussen blanke, Indiërs of swart nie. Lek daai pan. Next. Ek het net gesien. Okay, ek dink dalk hierdie enetjie, kom ons kyk. Net nie die strip joint gewerk nie. Dit wil jou Okay, daai het ons al gelees. Ek dink die onderste enetjie. Almal in Pretoria het al deurgedraf. Hannes, dit is nogal waaglike goed om te sê vir 'n vrou. Kan jy my hoor? Ja, ons kan jou hoor. Ek kan nie glo wat ek lees nie. Ek kan nie glo. Okay. Waar anders voordat ek wil net vir jou iets lees. Ek hoor alles wat jy sê, maar nou vra ek wil net gou vir jou iets lees. Hannes Lottering en Jan Dudeel is bekend in Suid-Afrika, Afrikaanse ondersoeks- en misdaadsknape wat Jan Dudeel, 'n voormalige polisie deurslagwendende speler en kaptein van die Valke.
As jy aware van dit? Wat is dit nou van Jan nu in die valke, ek ken die man glad nie. Well, okay, is jou tweede naam Johannes? Ek wil nou vra, okay, Is jou tweede naam Johannes, Martinus Johannes Luthering? Yes. Is dit jy? Ja, dis ek daai. Okay, ek dink dan moet jy seker Ja, moet dis gaan kyk, want dit is nou net die inligting wat ek gekry het. So, ek sê maar net vir jou, ek sê nie dit is waar nie. Nee, ek gaan nooit vir jou vertel enigiets waar ek my soms skram. As jy in my live klom, moet jy seker maak van jou saak, want hierso weet ek ongelukkig te fucking veel. Maar anyway, anders enige respons op dit? Okay, maar ek sien nou al hierdie goed wat Leonie nou hier pos, en nou daar's daar twee goed wat ek wil sê. Wat van al die goed wat skalk oor my dogter Hannes, dit sou hy nie wys. Hannes, wag, wow. Dan die tweede ding. Hannes, Dan die tweede wag, ding. wow. Skalk, Wat se man? wag, skalk. Nee. Ek wil net 'n tweede punt maak. Nee, wag, wow. Ek wil gou iets hoor. Leonie, hoe oud was jy op toe hierdie goed gesê was van jou? Hierdie was gesê om en by 2020, Hoe oud was 2021. jy? Al dit is wat sê 5 ek sê goed met wiskunde nie hoor. Hoe oud is jy nou? 38 my dien, 38. 30. Ja, sê maar 38. Okay, 38. 'n Mens, waar noem jy 'n vroue hoer, 'n prostituut in haar jonger dae, bla bla bla. Dit is te vergaande. Ek kan nie glo iemand, weet jy wat, as om dit van enige vrou te sê, wat se tipe respek het jy vir 'n vrou? Dit is presies wat ons altyd oor praat. Hoe praat 'n mens so in 'n publiek van 'n ander vrou? Ek vergeet die feit dat sy getrou is van Hannes. Getroud is met Skalk. Die feit dat jy so praat van 'n vrou, wys my die tipe integriteit wat jy het as 'n man. Dat jy eintlik fakulteit het of respek het vir 'n vrou nie. Die feit dat jy vir 'n prokureur kan sê sy het mooi bene, so die ding is jy praat net met vroue soos wat jy wil. En ek gaan vir jou Hannes, ek gaan vir jou reguit sê, weet jy wat jy laat my dink? Jy laat my dink in die ou Suid-Afrikaanse manne wat dink hulle kan praat met 'n vrou soos wat hulle fucking wil. Ek is bly ons lewe in 'n nuwe fucking na apartheid waar 'n man nie net kan praat met 'n vrou soos wat hy wil nie. Dank die Here daarvoor. Wow, daar is ook nog 'n enetjie. Daar's boosheid bietjie klein. Ons sal nie dit kan lees nie, maar dalk een onder. Hoe siek is dit nie? Mag ek antwoord op hierdie? Ja, maar Hannes, two wrongs doesn't make a right. Maar op die einde van die dag om so met 'n vrou te praat, om vir ander mense so te vertel op 'n haatgroep, is fucking verkeerd. As jy sê Het jy gesien hoe Skalk met my dogter gepraat? As jy sê hy het so van jou dogter gepraat, het hy 'n haatgroep opgemaak? Wag net. Nee. Het hy 'n haatgroep opgemaak en dit gepost dat die Ek het hele nie wêreld dit kan sien? Ek vra jou 'n vraag. Het hy 'n haatgroep? Ek is nie deel van enige haatgroep. Ek antwoord jou. En ek antwoord jou. Nee, Ek antwoord jou. het Ek Skalk- vir jou, ek het nie 'n het haatgroep Skalk- opgemaak. Het Skalk 'n haatgroep gehad waar jou dogter bespreek het? Ja of nee? Ja. Ja, hy het drie verskillende oopgemaak. Waar? Wat Kan jy vir my die screenshots nou wys? Ek wil net gou vra Hannes, wat het ek aan jou gedoen dat jy hierdie goed van my sê? Wat het ek aan jou Hoe kan gedoen? ek dit vir jou wys? Absoluut niks. Hoe kan ek dit vir jou wys? Ek het nie om te green screen nie. Maar jy weet, die goed hulle wys nou wat ek aan hulle gedoen het, maar hulle wys nie wat hulle aan my gedoen het nie. Ek het niks aan jou gedoen Dit nie, wys hulle nie. Hannes. Niks. Jy het hierdie goeders oor my kom staan en kwyt raak oor Hulle wys nie hoe hulle- ek ken nie. Ek wil gou vir die mense in die comments aangaan. Hulle wys nie waar Mense- Skalk. Ek wil mense gaan in die comments vra. Mense, antwoord my gou hier met die woord kleinletter ja en die kleinletter NEE. Dink julle dit is reg wat Hannes gedoen het om so te praat van 'n vrou met daai vieslike woorde om 'n hoer te noem, 'n prostituut te noem wat 'n bene lê want sy het nie 'n werk nie. Ja of nee in klein letters. Nou Hannes, hier begin die optelling kom. So kyk jy moet reg spel NEE, net NEE. Anders werk dit nie. Terwyl hulle nou nie 'n tik gaan ek gou net eens antwoord, nê.
Jy weet, daar's groepe wat Skalk opgemaak het, wat hy my foto gekloun het op dinges op Facebook. Hannes, jy Dan pos hy asof Punt is, wat het ek aan jou Wag. gedoen? So Hannes, kom ek sê net gou vir jou iets. Ek antwoord jou. Hannes, Nee, jy praat kaks. Hannes. Ek kan bewys. Jy kan bewys dat jy het my gedoen het. straf vir wat Skalk gedoen het nie. Okay. Maar Skalk het dit nie gedoen Nee, maar nie. okay, vir Dis whatever wat Skalk wat vir Wag net. whatever hy Almal sê, gee my jy het kans. hom gedoen. Okay, maar wag nou. Maar Hannes, Skalk- jy het my so sleg Almal gee my gou kans. Leonie, ek het almal gou vir 'n oomblik net uitgooi. Gaan julle terugbring. Kom ek sê gou vir jou ietsie Hannes en ek gaan gou vir julle iets sê. Jy het 'n aantuiging nou net gemaak en gesê Skalk het my dogter aangevat. Ek probeer hierdie woorde inkry. Het jy geweet Leonie is ook 'n dogter van 'n pa? Leonie is ook 'n dogter van 'n ma. Het jy gedink die implikasies wat jy gedoen het in Leonie se lewe, want jy wou gegooi het en gesê het dat hy het dit aan jou dogter gedoen. Nou wat jy aan Leonie se ma en pa gedoen het, want dit is hulle dogter. Okay, moenie my oorpraat nie, luister om te verstaan. Kan ek asseblief net vir Leonie hulle weer terug inkry? Skus. Ek moes dit nou so doen, want niemand luister nie. Skus Leonie, ek moes daai punt ook oorkry, want jy is ook 'n kind van 'n ma en 'n pa. Ja, bin, weet jy, hierdie goeders word nie in ag geneem nie. Dis die probleem. Weet jy, ek word net aangeval en dit is net soos, weet jy wat, fok wat sy voel, fok wat sy dink, fok wat sy deurgaan. Dit word nie eers aan gedink nie. Ek het vir Hannes weer terug, ek kan vir Hannes nou 'n kans gee, ek het hom en waarheid hy accept nie. Maar die punt bly staan. Jy is ook 'n kind van 'n ma, jy's ook iemand se kind. Jy het ook 'n ma, jy het ook 'n pa. Maar die feit wat ek net daar gelees het, julle twee moet eintlik vir julle werk kry, maar jy lê daar op die bed met jou bene oop en dis al wat se werk jy het. En dis nie eers die ergste nie. Dit is net vir my absoluut disgusting. Ja. Bin, die goed wat Leonie hier gewys het, is die makker is. Jy moet sien waar hulle nou eers gegaan het, waar sy 'n Nigerian drug mule is en hoe Nigerians haar swanger gemaak het en laat aborteer het. Die mense sal fisies opgooi as hulle sien wat hierdie mense van haar, en dis die haatgroep ook, nie net aan mislooping nie, die Jy haatgroep weet, ook. Dankie. Jy weet- Skalk. Jy weet, Skalk, ek sit dan wonder, want ek ken Facebook, wat se tipe kommentaar was onder daai posts gesit? Die kommentaar. Jy weet, ek kan net imagine, is sy 'n hoertjie, kyk daai hoertjie, ek wonder hoeveel sy gecharge, hoeveel het hulle al betaal. Jy het hierdie hele vrou, jy het so te sê eintlik haar hele lewe verwoes. Hy het. Want hy vertel hierdie is feite en as die waarheid en dit is nie. Niks van hierdie is waar nie, niks. Kyk, Ja. geef net vir my kans om te praat. Ek wil nou hierdie storie hoor. Laat ons, ja, Potty, asseblief sê. Ja, want ek wil weer uitklim, ek sien Ja. hy's veel onder my, ek kan nie. Bin daar was 'n page gestig, Potty se push. Wat hy my dogter en my seun se vrou 3 ure in die nag ge-WhatsApp het met die verskriklikste goed, hoe ek uit 'n malhuis ontsnap het en hoe ek in 'n fucking tronk gaan beland en die vieslikste goed gesê het oor 'n hondjie van hulle wat weggewraak het waar hy hulle telefoon opgetel het. So stokke 'n mens laat hy tot jou kinders se Facebook profiles dophou om inligting te kry. Laat hy foto's van my dogter se werk geneem het saam met 'n kleerling kollega van haar. Dit op Facebook versprei het en gesê dit is Potty se dogter en sy ander dogter. Dit is wat hierdie man doen. En kan jy nou sien, Bin, hoekom word daar so betaal R15,000 deur sekere mense om my bloks af te kry? Want hulle maak hierdie poste vir 'n dag of twee, dan delete hulle dit. En Potty vat dit en hy vang dit vas vir ewig. Ek verstaan. Dit is snaaks toe die kinderaccounts begin het op TikTok, het julle hier aangekom, Hannes. Ek sê maar net, is baie snaaks vir my. Laat my wonder partykeer. Unmute yourself, Hannes. Ek gaan jou nou die geleentheid gee om verder te Nee, praat.
Ons bly stil. Jy het jou mind opgemaak. Ek kry nie 'n geleentheid om my te Nee, vertel ek nie. gaan nou stil bly. Ek En, sal mute op. ek meen, Ek sal mute. Word net uit verder hier. Jy het jou mind opgemaak en jy is nou jy's nie bereid om te luister na die ander kant van die saak nie. Ek is jammer dat dit so is, maar ek gaan nie my tyd verder hier mors nie. Ek sal maar op my TikTok daaroor praat. Los of binne, luister gou verskalk. Jy het 'n bewering gemaak dat ek iets van jou dogter gesê het. Verduidelik, weggesy. Okay, mense, net vir die rekord. Ek het nog nooit een lelike woord van sy dogter gesê nie. Inteendeel, ek kry die arme dingetjie ongelooflik jammer. Ek het nog nooit 'n lelike woord van sy vrou gesê nie. Ek het nog nooit 'n lelike woord van sy ma gesê nie. Jy moet sien wat so goed skryf hulle van my ma wat al 'n oorlede Ja. ou dame is. Bin, jy sal kots. Ek sê dit reg vir jou, jy sal kots as jy Ek wil net sê 'n lafaard hardloop weg. Ja. So net vir die rekord en ek sou hom nou geleentheid gegee het. Hy moet nou vir my verduidelik het wat so ek hoor gehad om groepe te stig nie. Hier sit ek lewend groot op sosiale media. Ek hoef nie 'n groep te gaan stig nie. Ek hoef nie met fake profiles mense seer te maak en af te breek nie. So nee, as hy dit kom sê om my terug te kry want ek het iets van sy dogter gesê, dan praat hy kak. Ek wil net Daar was gou nooit iets so sê. iets nie. Ek is M. Jy sê hierso doen huiswerk mense. Bianca sê sy nie haar huiswerk nie. Sy kom spioene dop en dan wil mense haar glo. Nou wil jy sê mense moet hulle huiswerk doen. Gaan slaap man. Bianca sê is ongelukkig regtig net 'n nobody. En onthou, dis nie my eerste rodeo met haar nie. Dis nie my eerste rodeo met haar nie. Ek het haar vorige sit ek laat afhaal as gevolg van die trek wat sy van my en my vrou daar geplaas het. 2 jaar terug of 3 jaar terug. Dis hoekom sy vandag nog my hart vergeet van Bianca. Nee, die vlek om vir almal te gaan DM op my live. Moenie die vlek nie. Hierdie gaan nou vir my oor die feit van dat 'n persoon hier langs my word 'n hoer, slet, bene oop. Sy weet nie of wat se kleur sy moet gaan spyker nie, terwyl sy getroud is met 'n man wat langs haar sit. Hoe oud is Hannes? En ek meen daai storie wat hy kwyt geraak het wat hy gesê het, ja, ek het in 63 gedink, ek dink. Hy's amper 70. Hy Ja, is amper 1960 ek dink, ja. En die feit om kyk as jy sulke goed ook gesê het, as kalk sal ek vir sê dis verkeerd. Ons kan nie so praat van vrouens nie. Dis nie mooi nie. En ek sal dit vir enigiemand sê en ek sal dit vir almal sê. Ja, ons almal maak foute, maar die mens maak nie sulke foute en lag daaroor nie, want dan beteken dit jy het dit gedoen met 'n rede om iemand se lewe te verwoes. Hoekom as jy net dat ek gaan klaar praat. As jy 'n probleem gehad het en want jy het dit gesê, Hannes, jy het gesê want skalk. Nou wat 'n volk het Leonie aan jou gedoen dat jy met Leonie treiter, Leonie 'n hoer noem, 'n prostituut noem, haar bene oop sit sy met lê want al wat sy kan doen is lê op die bed en met haar bene oop werk. Wat? Okay, en die ander storie wat hy ook mee gehardloop het is dat as ek 'n nuwe boyfriend gesoek het, het ek by 'n klub ingegaan en in die badkamer gegaan en met al die ouens seks gehad en een gekies, die beste een gekies wat my die beste gespyker het. Dit is 'n storie waarmee hy ook rondhardloop. Ek meen dis sulke stories, nee, nou come on. Soos ek sê, niks van hierdie goeters is waar nie. So ek waardeer nie dat hy vir mense dit as feite en die waarheid vertel nie, want dit is nie so En nie net hy nie, hier's die probleem. Die hele haatgroep 24/7/65 is besig om hierdie goed van my vrou, los vir my, ek is 'n groot man, ek kan die punch vat, van my vrou te versprei, dat almal daar buite nou al dit glo. Toe Leonie aktief raak hier op TikTok, jy weet dit self bin, jy het dit actually gisteraand op 'n stadium in jou live vir ons gesê, het jy geskrik want jy het gehoor van die stories wat rondloop oor ons, right? Met ander woorde, dit is, mense glo dit later, as dit 365 elke liewe dag daar buite gegooi word, glo mense dit later. Ek wil gou iets voor ek vergeet. Nou okay, toe ek in Skalk begin date het, toe wys hy eendag vir my hierdie haatgroep wat hulle oor my begin gesels, nê? Nee? En dis alles seksuele comments. Dis vieslik. Van die begin af en dit net al hoe erger geraak. Ek het vir 'n jaar lank stil gebly. Okay? Ek het nie vir Hannes hulle geken nie. Ek het nie geweet wie die mense is nie, maar hulle het my bespreek seksueel. Toe het ek vir 'n jaar lank stil gebly en toe sê ek, weet jy wat, ek kan nie meer nie. Nou gaan ek begin terugfight. En toe ek dit begin doen, toe's ek die verkeerde in. Toe word daar
Toe word er gesê ek is die harasser. Ek is die verkeerde een. Ek Ja, is die dit- een wat hulle aanval. Ek gaan vir jou nou 'n baie snaakse vraag vra, want dit is wat iemand vir my gesê het vandag, dat hulle jou bespot het oor jou gewig. Oh, ja, Daagliks. ja. Elke liewe dag. Hier's 'n profiel by jou Lida. Dis eintlik al Lida. Wat nou alweer vir my sit en dreig met Bianca wat my nou gaan vreet soos 'n suurpruim en my gaan opfok. Jy moet sien wat se goed sê daai ou Lida van Leonie wat hier sit. Die hele haatgroep elke liewe dag. So hulle sal nou foto's van Leonie vat. Stils van hierdie video soos wat hy hier voor julle speel. Dan gaan Photoshop hulle nou die video verskriklik vet of walglik. Dan sit hierdie mense met comments 40, 50, 60 comments op 'n post. Dag in, dag uit, die hele dag. Maar ek mag nie terugfight nie. Ek mag nie iets sê nie, want dan is ek die verkeerde een. Dan is ek die Waar- bad guy. Waar's die Linda? Linda klim in die boksie, Lida, want Lida klim in die boksie, want dit help nie met sit agter 'n profiel nie. Kyk, as jy wil op TikTok sit, né? Jy weet, ek het vandag dat ek gou iets doen. Ek wil gou iets doen. Wie wat, né? Ek wil gou iets doen. Ek het gesien. Jy sien al julle mense wat so sit met fake profiles. Hier's op TikTok, nou met julle private accounts van julle is te bang. I just want to take you out, all you evil spirits, all you demonic spirits, because you're sitting behind fake accounts. Come out with your real accounts. I'm going to vanish you with your fakeness. You're fake. And I'm gonna boosty, gooi vir jou sage bo op jou spirit, jou rubbish. Het jy dit nou eens aangesteek of nou al? Net. Ek vra net want anders is nou uit. So ek wil net weet wanneer jy dit Ek dink aangesteek het. Toe jy begin 'n demons uitdryf te hard gegaan is. Maar dit is deel van my show. Mense weet ook hoe ek voel oor hierdie goed en hoe ek maak, jy weet. Ek kies altyd die regte oomblik vir al hierdie goedjies wat ek doen. So, die ding is wat ek net wil weer sê, hou op wegkruip agter 'n fucking skuilnaam. Klim in die boks, sê jou sê en hou op 'n klein fucking keyboard warrior wees. As jy kan kak praat van mense op Facebook, kom wys jou gesig en sê wat jy wil sê en wees 'n gruesome fucking bulls. Nie Mrs. Bulls nie, wat julle op 'n Sondag saam met julle kos eet nie. Klim in die boksie. Gruesome pair of bulls. Want julle sien, julle is te gewoon skieskalk. Julle is te gewoond om op TikTok, op Facebook te sit en fucking keyboard warrior te wees. O ja, kyk ek hier. Kom praat. Kom, nou het ons 'n nuwe platform, fuck Facebook. Nou kan jy jou gesig kom wys en wys jou wie is. Leonie en Skalk het die guts om hulle gesig te wys. Maar presies. Hannes het ten minste gekom en sy gesig gewys. Nou julle wat so sit en soos keyboard fucking warriors in die comments. Klim boksie. Dan En Hannes het net een bal, okay? En hy het een bal om mee te kom om op. Hy het dit self gesê, ek sê dit nie. Hannes het dit self gesê. jy repeat wat hy gesê het. Ja, As julle wil comments maak as julle wil comments maak hierso in keyboard warriors. We don't do Facebook anymore. We now on TikTok, where you literally have the mouth to speak and the camera to switch on. This is the future. Jy geweet jy kan iemand al bel in DMs. Ja, Ja, ek het gesien. En dit is wat ek vir julle gesê het. Skus, laaste ding Skalk. Dis wat ek vir julle gesê het. TikTok is besig om even WhatsApp oor te vat. Want soon gaan jy kan video call binne TikTok, mense bel binne WhatsApp. Jy kan even nou hoef jy nie meer 'n channel te hê nie, want TikTok create jou eie channel vir jou which word genoem King Bin Laden board. So al daai goed word geïntegreer in TikTok in. So laat ek vir julle sê, die feit dat mense dink TikTok gaan weggevat word, maak hulle moerse fout, because it's now busy growing into something different. Ek wil Skus, gou Paul. iets sê. Okay, wag. Hierso ek is sê jy het nie hierdie twee se goed gehoor daar aan die begin van ons nie. Kom lig vir my in asseblief. Kyk, weer eens, keyboard warrior, klim in die boksie. Lig vir Ek my. kan nie, as jy wil inklim, kom klim in. Moenie weer eens, account wat private is, kan nie inklim nie. Tannie, klim in en praat jou hart uit. Hou op soos 'n keyboard Facebook warrior sit.
Klim in. Dit is TikTok. Ons is klaar met Facebook. Klim in. Kom praat met ons live op die podcast, die King Ben Larkin Show. As jy nie van hou van wat ek doen of sê nie, then you will never like me, because I kom en ek vra. En as mense nie die antwoorde, nee, dis nie kom pad toe nie, dit is kom drein toe. Ons sit by die drein, ek is 'n dreiner. Eerlikheid. Kyk. Dis 'n hashtag drein. Nee, dankie, ek klim nêrens nie gaan doen, maar dankie, ek is M, dan kan jy maar fucking stil bly tannie in die comments, want dan het jy nie die voorreg om 'n keyboard warrior te wees op nie. Okay, so nou die dag wanneer jy nou besluit jy wil iets sê, gaan eerder terug na Facebook toe, wat fucking daai tyd, by die tyd Facebook gaan fucking doodgaan eendag. It's about to happen. Ek wil sê, bin ek stem saam met jou, kom klim in die boksie en sê dit in ons gesigte. Ja, dit is soos Hannes wat net ek het 'n goed van sy dogter gesê. Nou maar Hannes sê vir my, want nou sit al ek het met 'n fake profiel 'n groep oopgemaak oor sy dogter. Nou okay, ek weet vir 'n feit dit is nie so nie. Maar verstaan jy, bring dan verby die bewyse dat ek dan nou sien waar is die groep wat ek dan nou oopgemaak het met 'n fake profiel. Okay. En wat het ek dan nou van jou dogter gesê? En my punt is net, Hannes het nie 'n verweer teen my nie. Hy het eers te begin, soos ek sê, ek het vir 'n jaar lank stil gebly, toe het ek begin terugfight. Hy het nie 'n verweer teen my nie. Hy kan nie sê ja, maar dis omdat jy dit gedoen het nie. Hy kan. Ja, So kom ons kat vir daarna. Ek wil gaan net terug beweeg. So Skalk, net gou terug om te kom by die hof van vandag. Jy hoef nie in detail te gaan nie. As jy net dalk wil sê, jy weet wat jou gevoel is rondom dit vandag. Obviously jy het nou 'n insident gehad wat nou oral op social media lê, wat obviously gepost gaan word op WhatsApp, TikTok, on the Facebook, on the MySpace, on the WhatsApp, on the Facebook, on the Twitter, on the Telegram, on the everything. Enigiets wat jy net wil sê volgens wat gebeur het vandag en hoe jou gevoel en jou gemoed is en ek weet nie wat julle hele storie is nie, maar obviously julle is in 'n posisie geplaas. Okay, 100%. Ek gaan dit baie maklik maak. Dis eintlik 'n doeteenvoudige saak wat hier aangaan. Daar's een enkel getuie, die enkel getuie is 'n informant van die staat gewees. Die informant sê dat ek en Leonie dan nou na bewering opdragte gegee het om huurmoorde te pleeg. Right, dit is die bewering wat die staat gemaak het. Ons het gepleit onskuldig daarop. Hierdie getuie het getuig. Aan die einde van sy getuienis was daar 'n klomp dokumentêre getuienis wat omtrent 90% van die dossier is. Wat toe ingeskil kom, wat ons plaas het ingeskil, dit is ontoelaatbare getuienis, dis goed wat nie na ons toe kan relay word nie. Die ondersoekbeampte in daai saak het in die tussenverhoor erken dat daar nommer 1 geen kettinggetuienis is nie, en nommer 2 dat daar geen prosedure gevolg was, wat voorgeskryf was om daardie dokumente te prokeer nie. Ons eie ekspert het toegetuig, en hy het presies dieselfde bevind, en hy het selfs verder gegaan vir die hof, om te wys hoe maklik dit is om hierdie goeders te forger en te vervaardig. Die staat het toe by die vorige hofsitting het die staat gevra vir uitstel, want hulle wou voorberei vir argumente. So die staat en ons regspan het vandag argumente gelewer, en die saak is nou uitgestel 9 November vir die uitspraak van die hof in die tussenverhoor. Alhoewel nie die groot verhoor nie, die tussenverhoor mag hierdie dokumente nou deel van die body of evidence of nie. Dankie Sharon. Dis al wat vandag gebeur het. Hoekom dit significant is? Onthou, hier's ernstige erkennings gemaak deur die ondersoekbeampte en ons getuie. Ons getuie het presies dieselfde kom getuig. Hy het basies gesê die dokumente wat die staat probeer ingee waarop hulle saak bewys het, dis ontoelaatbaar, dit mag nie ingegee word, die hof mag nie eens agslaan daarop nie. Right. Die staat self het nie expert getuie nie. Nou Hannes, hulle weet hierdie goed. Hulle weet dat hierdie goed fataal vir die staat se saak is. Ek sê dit nou want almal weet dit in elk geval. Hulle weet dit, en dit is hoekom hulle die laaste maand, 2 of 3 maande mal gegaan het. En elke liewe vuil ding wat hulle kon doen en sê, en elke triek wat hulle kon uittrek, daar buite gegooi het om te divert, want onthou, hulle moet hulle narratief hou, ek en Leonie is moordenaars. Onthou, hulle sê nie eens op die aardgroep conspiracy kom met murder nie, ons is nou moordenaars, ons het moord gepleeg. Ek wil weet, waar is die lyke? Dis hoekom ons nou al hoeveel keer gevra het, maar waar is die lyke dan? Hy het nou hier in die boksie gesit. Maar ja, dis my siening. Nou moet jy ook onthou, aan die begin van hierdie verhoor, toe ons vir ons borgaansoek gedoen het, dat ons reeds op skrif en onder eed ons verweer geopenbaar.
En daai verweer het nog nie verander nie. Die staat sukkel nou 4 jaar om onskuldig te kry en hier sit ons nog steeds. En dis waarom die mense sit. Dis hierdie narratief kan nie meer staan nie. Dis hoekom hulle met al hierdie remankeltjies en goedjies daar buite rondloop. Net goue vraag. So Hannes hulle beweer dat hulle gaan na die hof toe sodat julle nie vir die mense kan lieg nie. So mag gee my kans. My vraag is, al lieg julle vir die publiek, al vertel julle 'n storie wat hulle wil hoor, die dag wanneer die besluit word in die hof gemaak word en julle word skuldig bevind, dan beteken julle leuns in elk geval niks nie, korrek? Presies. Wat help met jy lieg? Gaan dit Maar ek weet nog steeds nie waar moet ek lieg nie. Al wat ek kan sê is as die saak is nou vandag uitgestel. So ek kom dan plaas ek op my sosiale media want ek het 'n baie groot gevolg en Leon het 'n baie groot gevolg, hulle stel belang. Ek kom plaas. Saak is uitgestel na daardie datum, dit was die rede. Hulle kan die aanklaer opbel, hulle kan vir die aanklaer vra, aanklaer, is die saak vandag uitgestel, wat was die rede? Hulle kan die hofboek gaan trek by die klerk van die hof, dis 'n openbare dokument. Hoe kan ek nou lieg daaroor? Wat is nou die leuen wat nou moet geondersoek word by die hof? Skakel jy nie kom lieg nou wat in die hof aangegaan het. Wat moet ons nou oor lieg? Verstaan jy? Ja. Is daar enigiets wat ons kan conclude op? Is daar enigiets wat julle nog laaste wil bysê? Ek wil nou nie vanaand gaan tot 12:00 nie. So ek wil, gister was dit 3 ure live. Ons is vanaand op 'n 2 ure live, maar ek sal graag julle wil terugroep vir nog 'n live maandag aand. Jy weet dat ek wil 'n bietjie bespreek ook deur julle tye op Facebook en wat julle deurgaan het en daai deel van julle lewe, hoe julle daai, jy weet die hele storie gaan het met die help van mense en jy weet waar dit verkeerd gaan het, daai tipe goed. Ek wil net by julle uitvind. Jy weet, ek wil weet, ek dink nie almal weet die storie nie. Ja, ek ken die storie nie, maar lekker om te weet, jy weet, 'n storie te verstaan waar hulle vandaan kom en dan skalk insien om dit te doen in julle tyd daarvoor. Dan kan ons maandag weer as julle 18 available is, kan ons weer, jy weet, praat daaroor. Die ding is net hoekom ek TikTok toe gekom het, is juis om vir mense te vertel wat ons deurgaan. Dankie Andrei. Want mense verstaan nie wat ons deurgaan nie, want kyk, Hannes hulle en die haatgroep gaan heeltyd en maak ons sleg en as die bad guys en die rassers wat. En mense glo die goed, want as jy ons gaan Google, dis sleg, okay? Ons word uitgemaak as hierdie bad mense. Want onthou net, wat in die koerante tot dusver geskryf is nie ons weergawe nie, dis hulle weergawe. Nou, dis nie te sê, dit wat hulle getuig het is waar nie. Dis net wat hulle sê, okay? Dis nie die waarheid nie. Want, byvoorbeeld, daar is gesê, dat ek byvoorbeeld gevra het, dat mense in stukke opgesny word. Ek is jammer, ek het nie sulke goeders gedoen nie. Dis nie eers op die hof, dis nie eers op die dossier, dis nie eers op die polisie dossier nie. Nee, maar okay, dan is, want okay, die een joernalis, daar was vir haar gesê, sy moet presies net geskryf het wat die ou getuig het. So sy kan niks anders geskryf het nie. Nou daai is skokkend, dis vieslik, okay? Maar dit is wat mense nou van ons lees. En mense glo dit want dit is in die koerant geskryf. Ek het al gehoor van mense op TikTok, weer eens ek probeer my tong byt, wat gesê het, hulle moet mense opsny en hulle stukke gaan aflê op ander plekke. Ja, dit het ek al gehoor live, op 'n TikTok live. I'm not into that, okay? Dis nie my ding nie. Ek sien hierdie Lida is nog steeds hier, so Lida wat eintlik al Lida Miller is. Al Lida Miller klim dan in die boks en sê vir ons wat is alleen. Lida, wag net gou, Lida, vir die tweede keer. O, Potty wil 'n boks hê. Lida, vir die tweede keer. Moenie worry nie, ek's nog sharp in my comments. Okay. Lida, vir die tweede keer, wil jy boksie klim of wil jy gemute word? Want ek het vir jou hoeveel keer gesê, hierdie is nie Facebook nie, Tannie. Hierdie is TikTok. Ons doen live accusations. Those that allege must prove. Come and talk. Wees 'n bietjie man up. Okay, dan mute ek jou. Baie dankie. Lekker aand vir jou. Dan moet nooit weer kom gesels nie. Jy kry nou ongelukkig nie met die reg om te gesels. Dis nie Facebook nie, Tannie. Hierdie is TikTok. Okay, Potty.
Ja, ek wil 'n voice note vir julle speel, maar ek weet nie of ek moet nie. Maar hy's lank ook, maar ek sien nie is 'n geknipte weergawe wat ek korter gemaak het. Luister hier, ek soek nie geknipte weergawe nie. Speel vir my. Dan gaan julle die 15 minute een moet luister. Dan luister ons die 15 minute. Ek het baie tyd. Speel. Laat ek 'n bietjie terugvoering gee oor hierdie voice note. Dit wil ek nou vir julle laat ek vir julle bewys wat tussen die klaer en die sogenaamde victim in hierdie hofsaak aan die gang is. Tussen hulle twee. En hoekom ek hierdie voice note speel, want die ondersoekbeampte het my gebel oor hierdie voice note. Want hy het ook op Facebook, dis waar ek hom gekry het. Toe wil hy weet my, hoekom wil jy die ding speel? Toe sê ek dat jy kan sien wat die fokkie aangaan. Kyk, En dit gaan oor Hannes. Potty, Hallo. voordat jy die voice note speel, kan almal asseblief gou vir my 5 galaxies gooi, anders luister ons die voice note eers My maandag. ook asseblief. Okay, laat ek jou sien, ek soek 10 rosies of ek speel hom nie. Ek soek eers 5 galaxies, anders kan ons dit maandag speel op die tweede show. Ons wil nie wag nie, Ek daar's nog dink- baie. Ek dink kom ons hou hierdie voice note vir die volgende een, want hy gaan lank Come vat. on. Jy kan nie dit doen nie. Daar's nog baie en nee, Potty speel hom asseblief. Die een- Nou kyk, hierso bel die klaar in hierdie saak Hannes se prokureur. Sê as dit hard genoeg is. Goeiemôre Monica. Waar begin ek? Ek is nie moet my nou nie verkeerd opneem nie. Ek bevraagteken julle kliënt se integriteit op hierdie huidige stadium. Ons bevraagteken dit van Justice League Africa se kant af. Ons bevraagteken dit van die polisie se kant af. En ons sit eerlikwaar in 'n posisie waarin ons nie wil wees op hierdie huidige stadium nie. Hoe harder ons werk as ondersoekers, hoe meer probleme kry ons van julle kliënt af. Julle kliënt blyk my het nie die vermoë om homself te weerhou om te kots op sosiale media nie. Ons het gister baie hard gewerk om Marna en die kinders veilig te hou. Wat doen julle kliënt? Hy gaan op sosiale media en hy sê dat hulle in veilige bewaring geplaas is. My liewe fok, wat is die fucking nut daarvoor dat ons mense lig en in veilige bewaring plaas as dit uitgeblaker word op fucking sosiale media? Is daar enige vorm van integriteit nog van julle kliënt af? Is hy absoluut daarop uit om hierdie saak heeltemal tot nie te laat gaan? En ek wil graag van julle as sy regspan af 'n antwoord hê om te weet of julle kliënt onder beheer kan hou of nie. As julle nie julle kliënt onder beheer kan hou nie, sal ons van die ondersoekspan en van die polisiespan af dan iets doen om hom onder beheer te hou. Sy kredietwaardigheid is 0 op hierdie huidige stadium. Hy tree toe presies dieselfde as Skalk van der Merwe en hy kan net doodeenvoudig nie sy bek hou nie. Wat op die einde van die dag gaan dit teweegbring in hierdie saak? Ek wil dit vir jou baie duidelik stel vanoggend. Hannes Lottering was nodig geweest as 'n getuie. Huidiglik wil dit vir my voorkom asof hy eerder saam met Skalk van der Merwe werk, om Skalk van der Merwe los te kry uit hierdie saak uit. Want ons kan hom nie meer gebruik as 'n getuie nie. Sy geloofwaardigheid is absoluut betekenloos op hierdie huidige stadium. Hy is besig om mense wat geraak word heen se sekuriteit in gedrang te bring. Die kwessie wat hy 'n uitlating gemaak het om te sê dat Marna en die kinders in veilige bewaring geplaas is. Het hy enigsins 'n idee wat se teiken hy nou op homself gesit het wat dit aan betref? Want Hannes Lottering het vir die hele Suid-Afrika gesê, ek weet wat aangaan.
Ek wat Hannes Lottering is, ek weet wat aangaan. Ek weet wat die mense is, of hy nou weet of nie, maar dit is die boodskap wat uitgegaan het. Nou moet ons nog steeds van ons kant af 'n vorm van beveiliging doen om Hannes veilig te hou. Hoe moet ons hom veilig? Sorry. Potty, iemand vra hierso wie die oproep opgeneem en versprei, asking for a friend. Wil jy dit Ja, en geantwoord? sê asseblief waar dit gekry was en hoe jy dit gekry het. Ek het hierdie op Facebook gekry. By wie? Wat se vir wat se van Dit die? dit is op een van die groepe. So dit is deur dan die ou wat hierdie boodskap met die prokureur gedeel het, of deur hom versprei, of die prokureur het hom vir Hannes versprei en hy het dit geplaas. Want hoe kom ek in besit van hom? Okay. So dit was gekry deur social media na Ja, nee, al hierdie goed kom van. die ondersoekbeampte al klaar gesê. Hy het my gebel want ek het hom gesê, hoor jy, ek gaan hierdie voice note gebruik. Toe sê hy, maar hoekom wil jy? Toe sê ek dat die mense kan sien wat die fok en wie en wat Hannes Lottering is. En ek het hom toe gebruik. En dis hoekom die mense my so haat oor bloks. Ek steek fokol weg hier. En dien as binne as ek vir jou kan sê, Koos het so gesê en Koos het dit gedoen. En jy vra vir my, hoe weet jy dit? Dan gaan ek sê, wag 'n bietjie, hou gou vas. Dan gaan ek terugkom na jou toe en ek gaan 'n voice note speel. Nie eers 'n screenshot nie, want Is dit die speeder wat daar praat? Van daai nee, klip. dis nie klaar. Dis nie klaar. Hoor jy Skalk wil net gou iets sê? Bin so wat baie keer gebeur het, dit is hoe ons op die meeste van hierdie goed afgekom het. Hulle sal in hierdie geheime groepie sit en dan sit en conspire hulle met mekaar. Maar dan begin hulle beklei hulle gewoonlik oor wie's nou die belangrikste en wie die eerste ding geweet. Nee, dit is reg, dit is wat gebeur. Dan begin hulle gooi hulle mekaar onder die bus om mekaar te spy. Dis reg, om mekaar te spy, dan begin hulle stuur hulle hierdie goed. Ek het by geleentheid toe raak Hannes, ek gaan dit reguit sê, toe raak Hannes vir die informant kwaad oor wie's nou die belangrikste in die saak. Dis die hoofseun. Toe kom damp Hannes, ek weet nie, ek weet nie hoeveel inligting nie. Ek het nog nie eers deur alles gewerk nie. Dis jare terug gewees. Kom damp Hannes alles wat in die groepe aangaan by my met 'n fake profile. Ek weet dit was Hannes geweest want ek weet wie sy fake profile. Hannes lyk soos 'n drama queen wat absoluut fucking drama like. Die sê die ou, hy's unhinged hierdie ou, hoor. En hy gee nie om wat hy sê nie. Potty tyd, gaan aan. Hou kom. Het ek my 30 goed gekry. Ek gaan nou pos. Hou as hy homself nie eens kan fucking veilig hou nie, man. Hoe moet ons nog verder saam met hom werk as sy kredietwaardigheid besig is om heeltemal tot niet te gaan? Ek vra jou baie mooi as 'n professionele persoon dat jy dit nodig om jou kliënt onmiddellik onder beheer te bring. Die polisie is al so demoerend dat hulle wil fucking Hannes toesluit vir die kak wat hy kwytraak op sosiale media. En ek moet net vir hulle doodslaan so ver as wat ek gaan. Ek kan net so ver gaan en nie verder nie. Ek kan nie aan die polisie dikteer wat hulle moet doen, hoe hulle dit moet doen of wanneer hulle dit moet doen nie. En Hannes Lottering moet dit ook begin besef. Ek weet nie wat sy modus operandi is nie. Ek weet nie wat is dit wat hy probeer bereik nie. Hoe meer ek vir hom sê, hy moet geduldig wees wanneer daar 'n persverklaring kan vrygestel word, hoe meer wil hy net hê daar moet 'n persverklaring vrygestel word. Hoekom reageer my prokureurs nie? Hoekom reageer die nie? Hoekom reageer daai nie? My magtig, ons sit hierso midde in nog dreigemente, suggestive posts wat gemaak word deur Skalk van der Merwe. Ek wil gou net hierso pos en 'n bietjie ook meer uitbrei oor hierdie ding. Oor my gesprek met die ondersoekbeampte. Nou, hy's nou nie meer daar nie, Nee, wag Hannes. Ag, uit Potty speel eers klaar asseblief. Eers klaar. Nee, maar ek wil konteks gou bring hierso. Ons sal die konteks kry na dit. Trust my, ons is Ek gaan vergeet hoor. Okay, onthou my dan net van dit. Ek sal. Maar ek wil sê waaroor dit gaan hierdie hele ding. Jy kan ons nou vertel. Kom ons luister eers. Die belangrikheid hierso is nie Hannes op die huidige stadium nie. Maar dit is asof hy in die middel van alles wil wees. Wat vat dit van een? Hierdie ou het 44,000 followers. Luister mooi wat ek sê. 44,000 followers. Wat is 0,1% van daai followers?
besluit, luister hierso, kom ons help vir ou Skalkie om hierdie probleempie gou-gou op te los. Ek het nie 44.000 polismanne wat kan toetree nie. Ons het nie 44.000 mense wat kan sit en monitor nie. Justice League Africa maak gebruik van mense wat hulle self beskikbaar stel om dinge te monitor, wat aan ons rapporteer. Nou moet ek resources gebruik om 'n persoon wat 'n victim is in hierdie aangeleentheid te moet monitor. Om te kyk wat raak hy kwyt. Wat se vertrouensposisie het Hannes afgebreek nou met die ondersoekers? Dit sluit ons in kluis. Ek het Hannes uitgenooi om saam met Justice League Africa te kan werk. Maar sy geduld is besig om hom 'n lelike gat te grawe. As Hannes dan nou wil aangaan met hierdie saak, dan sal ons as Justice League terugstaan en die polisie sal terugstaan. Dan moet Hannes nou maar aangaan met hierdie saak en kyk waar kom hy uit op die eind van die dag. Hy het sy kredietwaardigheid nou in totaliteit gekrenk. In totaliteit gekrenk. Hy maak ons saak seer. Nou moet ek oproepe antwoord van hoorie is Marnal regtig veilig. Hoorie is hulle regtig gelig. Hoorie is daar waarheid daarin. Iets wat in totaliteit stil gehou moes geword het, wat niemand moes geweet het van nie. Vra almal nou vra. Wil almal nou antwoorde hê? Dit is nie die way om dinge te doen nie. Dit is nie. En ek wil julle vanoggend baie mooi vra asseblief. Kry julle kliënt onder beheer. As julle nie julle kliënt onder beheer gaan kry nie, gaan hy toegesluit word. En hierdie is geen dreigement nie. Dis geen dreigement nie. Dit is feitelik. Die polisie is besig om hulle koel te verloor wat Hannes aanbetref. Wat help dit die werk wat ons doen? En dit word so op sosiale media uitgeblaker. Hoor wie blaker dit uit? Daar is spesifieke doelgerigte doelstellings hoekom sekere posts van Justice League Africa gemaak word. Ons maak nie sommer net 'n post op sosiale media nie. Ons het 'n doel met dit. Ons is van die staanspoor. Ek sal niemand blok, ek sal niemand delete, ek sal niemand wegjaag wat posts maak of comments maak op ons blaaie nie. Daar's al reeds hoeveel bevraagteken van posts wat Hannes gemaak het en dan weer gaan delete het. Daar ontstaan baie meer vrae daaromtrent as enigiets anderste. Net soos wat ons monitor, net so monitor die ander kant ook. Net so weet Skalk hoe om Hannes uit te lok. En Hannes loop elke keer oop oë in dit in. Die feit dat daar nog nie 'n persverklaring vir Hannes uitgereik is nie, dra meer water en het meer betekenis as om net vinnig iets uit te reik. Nou sien ek, daar is 'n persverklaring uitgereik. Ek is baie jammer om dit te sê, maar ek dink dit is een van die kakste persverklarings wat ek in my fucking lewe teëgekom het. Daar ontstaan meer vrae daaromtrent as enigiets anderste. Ek het my kontakte aan julle beskikbaar gestel vir 'n ordentlike persverklaring. Die oorlog is aan die gang. Hannes werk nie saam met ons nie. Hy werk meer teen ons as wat hy saam met ons werk. Dit wat ons probeer bereik, maak hy tot niet.
in 1 of 2 plasings. Die feit dat hy nie geduldig is om op die regte tyd aan die regte mense 'n persverklaring uit te reik, wat 'n totaal en al ander geheelbeeld daar sal stel. Dit is weg. Daai geleentheid en daai vermoë om iets anders daar te kon stel, word van ons ontneem. Geduld is besig om hom tronk toe te stuur. Hy gaan saam met Skalk van der Merwe met sy gat in die fucking tronk sit. Ek dreig julle nie. Hierdie is 'n absolute waarskuwing. Ek vra asseblief, kommunikeer met julle kliënt en kry julle kliënt om van vandag af nou op te hou met waarmee hy besig is. As hy gaan aangaan met sy modus operandi soos wat hy aangaan, gaan ons hom saam toesluit. Hy is ook besig om die Poppy Act te oortree. Hy is ook besig om die Publications Act te oortree. Hy is ook besig om die Criminal Procedures te oortree. Ek vra asseblief mooi, laat Hannes sy samewerking vir ons gee en laat hy asseblief Potty, met ons werk en nie teen ons werk. Yes, ja. ek dink ons hoor dieselfde oor die oom repeat homself fucking elke 2 sekondes. Ek hoor dit. Maar kyk, hulle Florence, ekskuus. Ek wil gou konteks gee hierso. Ja, ek gaan nou net 'n konteks gee. Okay. Ek gaan jou terugbring. Die ding is jy weet die movements hierso. Heerlikheid, kyk hierso. Se movement om die 2 mense. Ja. Hulle is dit is 'n fucking die mense het ons trots op 'n skaal wil nie tronk te kry. Kyk, die passie in dit is net next level. Maar die feit dat hierdie ding op 'n persoonlike level gesê word en Hannes het nie gelike dat hulle sy naam daar genoem het, dat hulle dit vat en dat hulle dit fokker op social media gooi. Fucking, dit is net my classic. En net die feit dat ek moet hier goed sit, en ek is nie bang om dit te speel nie. Poppy ek se moer, ek het nie 'n ou se foon gehack om jy het gekry van social media af. Of dis deur iemand vir my gestuur, maar ek het dit nie gehack of gaan steel nie. Maar die hele ding hierso bin gaan oor. Almal wou die shine gevang het. Ek het in die begin, toe ek agterkom wat hier aangaan, en ek het daai voice note al gespeel waar ek vir hulle gesê het, julle is besig om kak aan te vang, ek wil niks met julle te doen hê nie. Na 3 verklaringe van my, want ek het name genoem wat hulle nie wou gehad het, ek moet daar insit nie. Toe kom die ding so, dat ek sê, al pleeg ek regsveruideling, sal ek dit doen, maar in daai hof wil ek praat, dat die Landros kan hoor en sien wat agter die skerms gebeur het. Met die arrestasie, met die reëling van die arrestasies, daai goed wat ek hier oor gaan praat nie. Dis 'n groot fokop. Maar Hannes het so gebrek op Facebook met alles wat hy gekry het, want alles was ook aan hom gestuur. Laat die ding is wat hierdie ou oor kla, Hannes Lottering is bang, hoor nou wat ek vir jou sê. Hy is bang, dis hoekom hulle die hof ook so ontwrig. Hulle wil weet wat daar aangaan. Sy grootste vrees is, dat hy in hy bank gaan staan onder kruisondervraging, en dan gaan hom hierdie fucking van hierdie vrae, en hierdie pon goed gaan aan hom gevra word, en hoe gaan hy dit bewys, wat gaan hy sê? Dis waarvoor Hannes Lottering bang is. Want hy gaan nie kan antwoord nie, en hy het hierdie goed as feite versprei. Ek wil gou ietsie ingooi. By geleentheid praat die ondersoekbeampte met my. Want ek en die ondersoekbeampte, dis nou nie die Bobbejaan wat jy nou hier oor praat het, dis die regte ondersoekbeampte. Ons het 'n baie goeie verhouding later opgebou. En die ondersoekbeampte sê vir my by geleentheid, Skalk, ek het regtig begin wonder of Hannes nie probeer om hierdie saak van ons te saboteer nie. En hy het dit vir Potty dink ek ook gesê. En dit het later vir my begin 'n sin maak dat Hannes
kan nie bekostig om in 'n getuiebank op te eindig nie. Dis hoekom hy 'n fight met die staat gaan optel het. Dis hoekom hy homself gedistansieer het van die saak. Hy kan nie bekostig om onder eed in 'n beskuldigde bank in 'n getuiebank te gaan staan nie, want potjie is reg. Hy gaan gepeper word met hierdie goed wat jy net self sien hoe sit er lieg hierso. En wat dan? Maar weet, dit sit my, ek sit hierso bin jou, Florence stik oor. Die ding is, jy weet, ek sit hier en ek lag eintlik. Weet julle hoekom lag ek? Want dit is presies dieselfde kak wat op TikTok gebeur, nou, wat hier op Facebook gebeur het. Dit is net 'n nuwe weergawe van hoe 'n mens nou praat. Jy weet, jy gaan nou live en jy kan boksies klim en goed so dit. But fuck it, ek sit hier nou, ek is soos in what the actual... Ek literally sit hier, want ek fokke, dit is like, dis presies wat met my gebeur het in die laaste paar jaar, en ek tel dit op, jy weet, fucking hier speel 'n voice net, ek het jou rekord, jy het my rekord, fucking praat oor hierdie, jy praat dit, jy sê dit, jy sê dat, jy sê hierdie, jy sê dat, fucking hierheen gaan live, vriende gooi mekaar onder die bus, hierheen gooi onder mekaar, fuck jou, jy het gelieg, bla bla, yes, fucking shit. Ben, ek moet jou vir een oomblik stop, want Logan, wat is sy naam? Logan Vanza, sê iets baie waar, same WhatsApp groep, hoor my uit op hierdie ding, Ben, die kakmakers hier, is presies die kakmakers wat op Facebook gesit het. Dit het al wat gebeur het is, hulle het agterkom, hulle is so die bank daar, dat hulle nie meer 'n teelaarde het nie, hulle het net so kom oorspoel in TikTok in. Hulle het hulle lap hier kom probeer. Dis presies dieselfde mense. Leonie, kom ek sê vir julle iets, uit daai 1002, ek weet nie, ek dink dis 'n paar duisend daar wat in daai WhatsApp, in daai groepies is. Jy's 50 of 60 van my mense daar. Okay. Hulle chat nie saam nie. Hulle check net. Hulle check net. So ek wil net vir julle sê, as julle dink julle het baie mense, dan wil ek net vir julle sê, baie mense het geïnfiltreer daar. So moenie dink, ons weet nie wat daar aangaan nie. Ek weet fucking presies wat daar fucking aangaan. I know, baie mense weet dit. En ag weet jy, Ben, weet jy wat is ons het infiltrators. Sorry, Leonie, daai man het gesê, ja, daai man het 40,000 followers. Wel, jy moet onthou hoeveel het ek is al 7 jaar op TikTok en dit is nie eintlik al mense wat my follow nie. Ja. Ek het baie mense. Vanaand het dit vir my gewys dat die 200 mense in my live is wat my nie follow nie, maar hulle sit hier en luister. Korrek. Ben ek nog gou, skalk laat ek hom net sê followers wat in daai groep is nou 'n bietjie 'n tip gee. Gaan kyk 'n bietjie die poste wat gemaak word. En let op, skryf die name neer van wie die poste maak. Dan gaan kyk julle die kommentare. Julle sal agterkom, dis nie meer as 10 mense wat daar deelneem nie. En as julle slim is, gaan kyk die skryfstyl, dan gaan julle sien 4 van daai 10 is fake profiles waar die mense met hulle self praat. Korrek. En sorry, ek wil net gou iets bylas hierso. En ek sê dit publiek sodat julle my kan hoor. As Leonie en Skalk van der Merwe skuldig is aan wat hulle beskuldig word, dan moet hulle vat wat na hulle toe kom. Ek is hier van die begin af. Ek is hier. Die feit van hoe met Leonie gepraat word, maak nie saak of hulle skuldig aan iets is nie. Gee niemand die reg om iemand te hoer, 'n prostituut of 'n stripper of iemand wat lê met haar bene in die lug om geld te maak of om te weet wat se 'n persoon, of dit Indian, swart of wit, wie sy moet weet saamgaan nie. Dit is nie reg nie. Dit gee nie enigiemand die reg om enigiemand so te hanteer nie. So, mense kan sê wat hulle wil, kan doen wat hulle wil. Ek is 'n tipe mens, ek kyk vir die storie, maar op die einde van die dag is dis die hof se besluit om hulle skuldig of onskuldig te bevind, nie my werk nie. Maar ek kan luister vir hulle, ek kan vir hulle 'n oor gee, en ek kan hoor wat hulle sê. Julle het nog nie eendag gesien nie, al wat ek teengestaan het, en Hannes het dit nie gelike nie, ek het teengestaan teen die feit dat hoekom moet hulle aangeval word by die hof? Hoekom moet mense soontoe gaan? Want daar word gesê dra pruik. Nou vir my, as iemand sê dra pruik, beteken dit gaan undercover en gaan spy vir ons sodat ons sensasie kan kry vir social media.
En omrede ek 'n sensationalist is op TikTok myself, ek like sensasie, sal ek mos nou dadelik agterkom hulle doen dit vir hulle haatgroepie, sodat hulle sensationalism kan kry om dit te kan post, sodat hulle verder kan skinder. Okay, in plaas van om te sê, weet jy wat, kom ons wag vir die koerant om te post, dan post ons daai berig, Leonie en Skalk van der Merwe was onskuldig bevind, of hulle was skuldig bevind, maar trust my, die dag wanneer hulle onskuldig bevind word, gaan ons dit nie in volk in die koerant sien nie. Maar as hulle skuldig bevind word, fuck it, dit sal heel pages voormaak op die beeld, Pisang Sondag koerant in die rapport, Leonie en Skalk skuldig bevind. Maar as hulle nie skuldig bevind is nie, dit is die rede hoekom ek dit gaan uitgooi. Is dit amper klaar. Mense sal vir almal vertel hulle is skuldig, maar die dag van hulle onskuldig bevind is, dan weet volke niemand nie. Maar dan moet hulle altyd met daai kruis oor hulle rug loop, want Hannes Lottering en Maatjies het kak gepraat die hele tyd. Dit is die groot probleem van Suid-Afrika. So hopelik by daai tyd wanneer julle saak nou verby is en ek is nog op TikTok en ek hopelik ek het baie duisende meer followers, dan kan ons my ons storie hier kom vertel. Ja. Wat ek wil sê is net kort en kragtig. Hulle het genoem van dis 'n sielkundige ding. En onthou gisterand het Potty ook 'n voice note gespeel waar hy gesê het hy wil ons mindfuck. Ja, hulle doen dit. Why? Dis 'n absolute totale psyops wat hier gespeel word. Jy weet bin en dis die vraag wat ek nou gaan vra, nou gaan ek uitklim ook. Ek wil nie vanaand betrokke geraak het nie, maar Ag jy doen altyd. Daar's toe aan nou sekere goed gesê word en toe kom ek met daai rooi pruik dat hierdie beplanning is van die begin af hierdie ontwrigting. Maar wat ek wil sê is kom ons veronderstel nou ek en die ou nie tel nou 'n fight op. Soos in ons is nou moerse kwaad vir mekaar. En ek gaan nou nie die woord gebruik nie, maar dis woorde wat algemeen gebruik word hier op TikTok ook. En ek sien nou ag die ou nie hou net jou back jou sleg ding. Jy weet nou wat se woord ek bedoel. Ja. En sy sê nou ag Potty, jy's ook ene en is verby. Maar om vir Potty nou terug te laat kom en hy maak 30, 40, 50, 60 sulke poste oor 'n jaar. Dan sal fout in Potty se kop hoor. Korrek. En elke storie raak erger en donkerder in ander kleure en toilets en daar's groot fout, maar okay, dit is klaar. Potty voordat jy uitklim. Okay. Net gou iets verstaan gou. Wynand, fok jou. Gou op met my. As jy nie van Leonie en Skalk like nie, ek en jy het nie probleme nie. Moenie bitchy raak met my nie. Okay. Jy mag hulle nie like nie, dis fine. Maar ek en jy like mekaar, so hou dit so. Maar die feit dat ek iets wil sê, is my mening. Is nie judge nie. I have the right to have an opinion. Potty, was jy ook een van Leonie en Skalk se haters? Ek is oorspronklik ingetrek met die ondersoek van hierdie saak teen hulle. Maar toe dit was nog ek het net op Facebook 'n boodskap gekry, kontak my iemand in jou groep, nou is my pere by. Iemand in jou groep wil iemand laat doodmaak. Maar daai tyd is ek deur mekaar en betrokke met Debbie L se goed. En ek en Hanlie hulle praat op 'n WhatsApp groep daaroor. Ek sê vir Hanlie, maar ons is nou besig met daai goed. Ek sê Hanlie, maar ek ignoreer die boodskap. Hoorie, kyk hierdie kak wat ek op Facebook kry. Ek sweer dis hierdie ou op YouTube. Miskien moet ons hoor wat het hulle te sê van hom, maar dis 'n skoon. Julle was soos gekol soos comrades. Ja, wag nou, toe sê ek nou vir die ou, okay, wat wil jy hê? WhatsApp my. Ek WhatsApp hom, dis toe seker 3-4 dae later wat ek hom geïgnoreer het. O, hy stuur toe weer vir my, waar is jy? En okay, nou begin ons gesels. Maar broer, word ek gegooi met hierdie e-mails in voice notes oor Hannes. Okay, nog nie oor Hannes nie, dit kom nou na die arrestasie. Maar bewyse in, nou word ek gevra, wat kan ons doen? Hoe kan ons hierdie ding nou lei? Nou vertel ek. Okay, nee, Potty, wag, stop. Okay, los dit eers vir daai. Okay, nou sê ek ingetrek. Toe vang hulle kak en stuur ek in hulle moer. Nou die bottom line is, toe's ek die hero op Facebook, want ek ondersoek. Toe ek die voice note plaas, hoe ek vir hulle sê, julle is besig om kak te maak, ek wil niks meer met julle te doen hê nie. Collateral damage, daar kak Potty, tot vandag toe nog. Potty en ek wil gou bylas by dit, nê?
waar ek het vir Potty eerste keer, het ek hom op Facebook Messenger vir hom 'n message gestuur, want ek het gesien, hy sê ek is 'n stripper. En ek sê toe vir hom, Potty, hoe kan jy sê ek is 'n stripper as jy my nie eers ken nie? Toe kom hy terug en hy sê, maar dit word beweer. Ek sê, Potty, jy, as 'n ex-polisieman behoort beter as dit te weet. So dis waar ek 'n Potty beklei het. Dan ek wil gou my eiertjie ook lê. Waar mense Die oproep en alles is uitgesort. ja, waar mense Moet die over en out nou met jou, jy kan op gaan. Goodbye. Want ek wil net, ek moet 'n kat, maar ek wil weer met jou praat maandag. Maak so lief julle almal, bye. Love you, Bye. Potty, bye. Leonie, laat ek net gou vir Janine gou, sy wil gou iets sê vir Skalk. Sy het eintlik guts om in te klim, wat ek like. Goeienaand Janine. Ek wil net gou iets vir jou sê, né? Goeienaand Janine, hoe gaan dit? Goeienaand. Dankie. Goeienaand Leonie, goeienaand Skalkie. Skalk kan onthou, ek het laas ingeklim in Leonie se boks dink ek. Of Potty, Hy- ja. Of Potty, ja. Het ek gesê Skalk het my oë oopgemaak op Facebook met die COVID inspuitings. En ek wil net vir hom dankie sê. Dit is 'n groot ding wat hy op Facebook wat hy gepraat het van dit. So, Maar Janine, hou daai thought en kom terug vir my maandag asseblief, want ons gaan daaroor praat maandag. Sal jy vir my kom 8uur ook in kom klim, want ek wil met jou dan 'n bietjie net gesels, want dit is waartoe ek gaan maandag. Maar dankie dat jy dit nou sê. Sorry ek val die rede, maar ek wil jou hou vir maandag. Kan ek jou hou vir maandag asseblief? is reg, is reg. So dis dit. My oop. Ja, so ek sien jou maandag 8uur. Okay. Hou dit, want ek het vir jou vra. Skalk wil Ja. iets wil vra? Nee, ek wil die volgende vir julle sê en onthou ek het dit baie keer tydens COVID gesê. Ek en Leonie was nie die helde gewees nie. Julle was die helde. Julle was die ouetjies wat in die trenches was, in die werksplekke, in die lockdowns, in die besighede wat toegemaak het. Julle was die helde gewees. So wat ons gedoen het is ons het amper die Skalk, stop my vriend. Jy werk nou op my maandag se show. Nee. Maandag. Julle was die helde. Julle was die helde. Okay, ek kan dit maandag Dis my maandag se show daai. Los dit nou. Dankie Janine. Waardeer jou. dankie Janine. Dit baie so Skalk, ek moet julle stop partykeer want die ding is ek weet waartoe ek gaan, ek weet wat ek wil doen, ek weet waar ek julle wil sit, want daar is 'n rede. Ek het dalk ietsie in die agtergrond wat ek wil beplan. Sondag 8uur is ek besig, want dan gaan ons terug na daai girl wat se moordenaar, die girl wat dood, die 3 kinders wat oorlede is met die ma. So dit is Vrydag, Sondag aand 8uur het ons nou daai live waar ons dit gaan bespreek. Ons het nou iemand gekry wat soos die crime scene foto's gaan kry, al daai goed kan kry. Dat ons net 'n bietjie dit kan bespreek want dit is 'n kak interessant. It's baie sad dat 3 kindertjies hulle lewe moes verloor het, maar jy weet dit is wonderlik om daar. Dan wil Wynand net gou hier inklim ook. Sorry julle, met 'n paar mense 'n kans gee. Hy het my mos kak getune gister toe julle in die live was. Maar ja, ek ken maar vir ou Wynand so. Hallo Bana, hoe gaan dit met jou? Goed, dankie. Waar is jou vrou? Ek het al verkoop. Vir drankgeld hoop ek. Ja. Srag, jy's Wynand. Hoe kan ek help? Ek het net gou vinnig gevra vir Leonie en vir Skalk. Mag ek 'n vraag vra? Jy mag 'n vraag vra. Kyk, julle was vasgevang op kamera waar dinge gebeur het. Ja. Hoe explain julle dit? Okay, nou gaan ek jou stop gou vir 'n oomblik want ons het dit gister gesê. So jy moet verstaan, Wynand, dat sub judice, die saak is tans in die hof, okay? Dit is in die hof. So sub judice kan jy nie oor 'n kriminele saak praat nie tot die kriminele saak nie geresolveerd is nie. So jy gaan maar ongelukkig kan hulle jou nie antwoord tot daai saak afgehandel is nie. Jy verstaan sub judice. Dit is presies wat ons gister gesê het, want as ons wou deur, maar hulle kan antwoord wat hulle wil, as ons wou. Ek kan vir Wynand baie vinnig en baie maklik antwoord. Wynand, daar is geen video footage van enigiets onwettig nie. Jy kyk na die Carte Blanche episode waar 'n polisieman na ons toe kom stap en dan vra hy vir ons moet hom vergesel. Hannes Lotteringen het vir 3 of 4 jaar met 'n storie daar buite rondgehardloop dat alles wat dan nou blykbaar deur hulle beweer word op video footage vasgevang is.
Ek stel dit vir jou as 'n absolute feit en ek nooi jou letterlik uit om in die hof te kom sit. Daar is geen video footage van enigiets onwettig nie. Full stop, punt, einde van die storie. Dit is hulle weergawe dat daar onwettighede plaasgevind het, maar daar het nie. Onthou, hulle moes die publiek vir baie jare probeer oortuig dat hulle hierdie verskriklike sterk saak teen ons het. En hulle het vir hoe lank het hulle rondgehardloop met hierdie storie van daar's video footage wat dan nou een of ander onwettigheid sou capture. Daar is nie sulke video footage nie. Daar is nie. En Carte Blanche het ongelukkig hulle self gespyker, as ek dit nou so kan stel. Carte Blanche het saam met die ondersoekbeamptes wat bo op die boonste vlak van die restaurant gesit het, afbeweeg tydens die kom ons noem dit dan maar by lack of a better word arrestasie. Okay. Ek hoor jou. Dankie. Dankie Ben. Ja, wanneer ek seker daar sal nog meer waarhede uitkom. Ek dink sodra die saak afgehandel is, ek dink dit maak dit baie moeilik, jy weet, as 'n mens van hierdie goed praat tot die saak nie afgehandel is nie. En ek dink dan gaan ons almal seker meer kan hoor, want dan kan hulle kom met wat gebeur het daai dag. Leonie het amper al back verby gepraat gisteraand. Hoorie, so ek wil graag vir mense alles vertel, maar kan nie. Die verweer, want daar's ek sê die volgende. Daar's 'n verskriklike groot hulle probeer nou 'n baie groot gewaan maak van geld wat hulle verwissel het. Nou ek gaan niks verder as dit sê nie. Wat ek wel sê, dit was nog nooit 'n probleem vir ons in die saak nie. Want as daar enige geld hulle verwissel het, was daar 'n hele groep mense wat bewus was dat daar geld hulle verwissel. En binne daardie groep was ook polisiemanne gewees. Maar ek wil net nie verder as dit vat nie. Dit gaan in die verhoor nog uitkom sou dit nodig wees. Dit gaan nou in kruisondervraging. Sal dit aan Maar ek kan nie wag om al die beens te spil nie. Glo my, ek kan nie wag nie. Ek wil net praat. Selfs Ek hoor wat julle sê. En ek het ook 'n paar vrae, maar ek sal dit nou nie doen nie. Ek wil nie julle saak belemmer nie, maar ja. Wel, die dag is dit verby, as jy welkom om alles te vra. Net vir jou idee te gee, dit kan ek maar stel, want ons weet mos nou, dit was 'n verder lief storie van geld wat in 'n chips pakkie oorhandig is. Ja. Nou ons vraag is die eenvoudige een, waar is die chips pakkie? Verstaan jy, ek meen iewers moet die bewysstuk tog in 'n SAP13 lê. Ja. Nou ek kan vir jou onomwonde en sonder enige voorbehou kan ek vir jou sê daar is nie iets soos 'n chipsakkie nie. Daar was nie geld in 'n chipsakkie oorhandig aan enigiemand nie. Jy verstaan, so maar goed, ek wil ook nie die saak vooruitloop. Ja, ek hoor jou en ja, ek het heelwat vrae, maar kom ons los dit daar soos bin sê. Julle saak is sub judice, so korrek. So Wynand, kan ek jou vra wat doen jy vir 'n lewe dat jy graag so baie vrae wil vra? Werk jy vir die polisie, is jy advokaat, prokureur? Bly stil. Ek praat nie uit nie. Wynand. Dis okay. Dit maak nie saak nie. Ons sal wel vir mense alles kan vertel sodra alles verby is. Ek wil dit nou al kan doen, maar ek kan nie. Wynand, onthou dis maklik en ek het dit gisteraand vir Hannes ook gesê en jy sal weet as jy die regswese kom. Aan die begin van nee aan die begin nie. Kom ons sê net voor die trial period van 'n saak. Moet daar volle disclosure of the docket plaasvind. Met ander woorde, ons weet presies wat die staat in hulle besit het. Hulle mag ook nie bewysstukke wegsteek nie. Ek en jy weet dit. Dit sal tot 'n mistrial lei of dan 'n onskuldige bevinding. So ons weet presies. Ek kan sien Skalk lees my al klaar wie ek is. Ja, ons weet presies wat op die docket is. En dit is hoekom as hulle hardloop met al hierdie storieetjies van hierdie mystery getuie en daai mystery getuie en die bewysstuk en daai, dan weet ons mos nou, dis 'n klomp nonsens. En dit is hoekom ek vir Hannes vir al die laaste 2 weke begin aanvat het oor hierdie goed, want die goed wat Hannes beweer is nie op die dossier nie. Dit is nie eers die staat se weergawe nie. Maar jy sien wat die probleem is, Hannes is besig om op sy eie die staat eintlik te sink. Want onthou, ons verweerberus, een van die bene waarop ons verweerberus is juis dat hierdie hofsaak maar net deel is van 'n baie groter smeerveldtog teen ons. En wat is Hannes besig om te bewys vir ons? En Bianca, en Johan, en al hierdie mense. Die komplot teen ons is crazy. Mense het nie idee nie. Korrek, ja. Wynand, ek het gou vir jou 'n vraag. Het jy nou vir die laaste 2 dae geluister? Ja. En sê vir my, begin jy vra in die sens van jy begin bewonder of voel jy wil nog meer hoor?
Ek wil meer hoor, Ben. Okay, so Tyd, kom join ons maandag. Ek weet nie of maandag regtig daai deel gaan wees nie, maar ons sal ek gaan aangaan met hierdie podcasting om aan te gaan met wat Leonie hulle nog wil praat en goed soos dit. Sodat mense het. Ja, sodat hulle storie kan hoor. Jy weet en dan sal ons kyk, jy weet, dan gaan ons van daar af. En so kan mense maar luister. Ja, Ek wil graag vir mense se vrae antwoord wat ek kan. Kyk, ons kan 'n diskresie uitoefen en sê, "Wow, stop." Soos ek het gisteraand vir Leonie plotseling aan haar spore gestop want ek het gehoor Leonie gaan in haar onskuld want Leonie is baie onskuldig met sulke goed. Ja, en ek like vra. Gaan sy ons verweer openbaar en ons wil nie op hierdie stadium ons verweer openbaar vir die staat en vir die ons verweer in terme van die detail, nie die broad strokes nie. Want dis details wat ons mos nou voor ons siel weet, hierdie ou al klaar sekere goed op rekord gestel het en onder eed gesê het. So ek wil hom nie gaan pre-warn van wat in sy kruisondervraag gekom het. Dis ook op Leonie gestop. Skalk. Yes, Wynand. Wie het wat onder eed gesê? Die getuie, die informant het al getuig in hierdie saak. Ja. Hy is al deur sy hoofgetuienis. Okay. En mag ek sê dat hy 3 verskillende is? Nee. Okay, sorry. Nee. Laat ek net gou vir Lisette, hier is nie 'n groep nie, skat. Welkom by TikTok. Dit is TikTok hierdie Kingben Larkin, dit is ek, dit is my stage naam en jy is nou by die Kingben Larkin show. So dit is waar ek is 'n 7 jaar op die platform wat ek create het met my followers wat my 4de, 5de account is en hierdie amper 70,000 followers. En basically ek het begin met drama kak, hierdie, daardie, alles en ek het nou net weer besluit, ek het Kingben Larkin show gehad, maar ek het nou besluit om voluit terug te gaan op dit, om soos podcasting te doen, om eintlik mense se stories te kom hoor en oor topics te praat wat eintlik niks te doen het met ander TikTokers nie, want hulle irriteer die kak uit my deesdae. Geen drama, geen dit nie. Dit is basically, ja, dit voel vir my eintlik lekker dit drama hierdie wanneer Hannes en Leonie en Skalk mekaar 'n bietjie wil aanvat. Ek fucking lag my dood. So dit is nogal vir my kak interessant en dit is hoe ek my laas wil kontak. Ons wil praat oor ander goed, mense invite. Sondag aand 8:00 doen ons 'n live oor die Amerikaanse trial wat nou aangaan van die ma met die 3 kinders en dit en ons het mense wat nou gaan kyk of hulle vir ons van die dokumentasie kan kry en jy weet meer daarin depth kan praat en mense wat vra het en bla 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 en net jy weet ons eie saamtrekking maak van 'n criminal trial. En dan Leonie hulle sal weer maandag terug wees. Maandag weer terug wees 8:00 en dan gaan ons weer gesels jy weet weer gesels oor wat gebeur het daai tyd en dan weer obviously Dinsdag of Woensdag sal ons weer dag maak en verder aangaan. Maar julle baie dankie Wynand dat jy was. Skalk, Leonie, lekker aand vir jou. So is daar enigiets wat julle met toesluit asseblief kort en kragtig want fok, dit sal weer 3 ure vanaand. Dit lyk net of julle my 3 ure show is. 3 is like my getal. Nee, mense moet asseblief vra. Ek like dit as mense vra. Dit wat ons kan antwoord, sal ons antwoord. Maar ek wil hê mense moet vra asseblief. So, al hierdie lives wat julle sien vanaand, dit vat my baie editing. Ek het vandag geedit. So, bin kan jy hoor of lepel vegklasse kan loop. So as julle die wil volg, julle kan gaan na YouTube toe, gaan na Kingben Larkin toe, dan follow jy hulle op my Kingben Larkin, dan sal julle sien daar sal wys episode 1 Leonie en Skalk van der Merwe, episode 2, 3, 4, 5, 6, wat ook al. So alles sal gepost word. Julle moet net kans gee en tyd gee, dit vat tyd om die goed te edit, want ek wil nie al die kak insit nie, so ek sny van die kak uit en gee net die feite waar ons praat en goed soos dit. So as julle voel julle mis van die goed, ek gaan dit gaan post op YouTube, Kingben Larkin, selfs as my naam hier, en julle kan daar en dan kan julle gaan jy weet opvang met wat ons gesels het oor. So al hierdie lives word gedownload en dan gepost op YouTube. Okay. So daai enigiets wat julle mis sal julle kry op YouTube en julle sal dit weer kan gaan kyk. So dit sal beskikbaar wees. Leonie en Skalk het my toestemming gegee dat ek dit goed kan post. Hulle voel happy daarmee. Okay. Enigiets anders te? Ben, ek wil net vir jou baie dankie sê dat jy vir ons 'n platform gee dat ons kant van die storie kan vertel. Want
ons het gesukkel die laaste paar jaar, so dankie. Ja, dit en basically soos ek sê, die hof kan julle skuldig bevind. Ek sit hier, ek bly neutraal. Ja. Ek sê weer eens, dit is die King Bin Laden show. En mense wat hier nou toe kom, ek oordeel niemand nie. Yes, ek voel dat jy weet ek adresseer goed tussenin wanneer ek voel 'n vrou moenie so sleg gesê word nie. Jy weet die hele tyd moet jy my sien en dis vieslik om dit te kan sien. En ek voel, jy weet, ek het myself gemute, jy het jouself gemute en ek het vir Hannes gesê kan ek praat toe iewes skielik wil Hannes nie meer praat nie. Toe hardloop hy met sy stert tussen sy bene en hy hardloop weg. Weet jy wat? 'n Mens moet bols hê om op hierdie show te wees. Ja. Okay. Skalk. Baie dankie my maat hoor. Dankie Okay. Ben, ons waardeer jou. Sien julle maandag. Yes, 8 uur. Dankie. Totsiens. Alraai julle.